Grace upon grace. Amazing grace. Dis al wat ons het. Goeiemôre, kom ons sing lekker saam. Amazing grace. How sweet the sound. How sweet the sound. Kom ons lees 'n bietjie saam. Ons lees saam 2 Korintiërs. Lees saam 2 Korintiërs 5 vers 7. Ja, is dit 'n paar woordjies. 2 Korintiërs 5 vers 7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons wandel deur geloof. We walk by faith and not by sight. Is jy met my volgens? Alright. Eerste toets vir die dag. Are you walking by faith? Loop ek? Nie ja sê nie, dink jy is. Ek weet nie jou lewe nie. Jy ken jou lewe. Do you walk by faith? Of wil jy eers sien voor jy glo? Of jy glo, maar as dit nie uitwerk soos jy dink nie, dan sien jy iets anders en dan blameer jy die Here. En jy bly wel. Ek wil 'n storie vertel. Daar's 'n ding wat hulle noem die pike syndroom. Weet jy wat 'n pike? Jy weet wat 'n pike? Pike's 'n vis. Dis nie 'n pike wat jy moet besteek nie, dis 'n vis. Jy kry hulle daar in Amerika so, 'n groot vis, hy word so. En dit is 'n roofvis. Hy eet ander visse. Hy eet vleis. Hy is so 'n lang vis en hy het so 'n tande wat so staan. Pike. Toe doen hulle 'n toets in 'n laboratorium. Hulle vat 'n glasbak omtrent hierdie size van hierdie kassies. En hulle sit die pike in hy. Dit is so goed. Hulle gee nie vir hom kos. Los hom so rukkie, so 'n dag of 3. Nou is hierdie man honger. He's hungry, this pike. Alright. Toe vat hulle 'n glas paneel, 'n piece of glass, the cage is built like that, en hulle slide hom in die senter mooi neer. So hierdie vis kan nie die glas sien nie. En hulle vat ander visies, hierdie ou se kos, en hulle sit dit aan die kant. So wat doen daai honger pike? Hy charge daai visse. Sommer dadelik. Maar hy's flat out en ons swem hy, die swims against that last panel. En hy aangehou. Hy
draai, en kan jy sien die vis, maar kan jy kry nie. Hulle het hom gelos, 3 dae, 4 dae, 5 dae, hierdie vis, this pike, he keep on banging against that last sperm. Later on to realize hierdie vis, okay, kan jy vis kry. Wat hy toe doen is, hy gaan in die hoek, go to the corner of this cage, and he stays there. Hy bly daar. Hy swem nêrens heen. Hy bly net daar. Hy gaan nêrens heen. Glassperl is in, die ander visse swem lekker daar. Hulle los hom daar. Hulle honger hom uit. He doesn't move. Hy bly in daardie hoek. Nog so dag of wat, vat hulle daai glaspaneel, die glas partition, en dan haal hom uit. Nou hou hulle die pikevis door. Hy gaan nou daai visies opsnap. Maar die pike beweeg nie. En die visie swem. This is his food. They swim the whole bowl is full of fish. But meneer pike bly hier so. Because all the pike sees in his mind is the glass barrier. Hy sien net die glas. Hy sien nie die vis nie. Hy het daar gebly naderhand. After days, toe begin hy so op sy sy draai. En na nog daar toe vrek die pike. Hy dood. Because all he had in his mind was the glass panel separates him from the fish. Hy het nie die visies raak gesien nie. Hy was geïndoctrineerd to only see the glass panel. Nou gaan jy nou hoor. Not going to like what I'm telling you now. They are Christians. There's a pike syndrome. Ons hoor in die boodskap. Ons hoor in die boodskap. Ons hoor in die boodskap. Maar hy gaan nie, die penny drop nie, soos die Engelsman sê. He doesn't realize. Want ons justify vir onsself die dinge wat ons doen, is okay. In ons oor. En dan gaan ons ten gronde. Die woord van die Here sê, my people go astray because of a lack of the knowledge of the word of God. Thomas, jy kan gaan lees, Johannes 20 vers 19 tot 31. En die Here sê vir hom, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy. Steek dit in my sy. Jy moet nie ongelowig wees nie, maar gelowig. Ek sê vandag vir jou, daar's dinge in ons lewens. Jy weet, we know that thing is not okay. Ons weet dit. Ons weet dit. Do we really walk by faith and not by sight? Ek soek 'n volunteer asseblief. Nie nog iemand. Jullie volunteer. Alright. Ek gaan nie so. Ek gaan nie nou ander aan. Ja, nie waar nie sien maar. Trooi my. Ja. Dis groot fout hier, maar. So goeie volunteer guys, this is you guys. It's first day here and maybe you will come back again. Might be afraid of the start. Alright, okay. Kom draai sy bietjie rond. Draai sy bietjie rond. Draai sy bietjie rond. Draai sy bietjie rond. Alright. Wat by hand? Kom ons loop. Kom ons loop. Trou jy my? Ja. Baie gevaarlik om te sê. Alright. Trou jy my? Sien? Trou jy my? Ja. Alright, kom ons gaan nie om nie af op die trap nie so. Op die trap. Sê okay. Alright. Alright, staan so. Okay, trou jy my? Ja. Gaan sit asseblief. You walk by faith.
the Lord and I we really walk by faith. Nee, ons doen nie. Hoeveel van ek en jy, how many of us this week? How many of us this week try to find a way? How many of us this week try to work out on our own, op ons eie, without Jesus? It's a mock-up exercise. When I thought about it, I wanted to take him outside, and I didn't follow him on. You understand? So it depends the journey. Dit hang af van waar ons gaan. Maar hy sê vir die Thomas, hy sê vir hom, kyk die merke in my hande. Kyk waar die spykers deurgegaan het. Kom handle me, he says, kom voel. Kom hier by my sy waar hulle my met die spies gesteek. Kom voel. Jy wil mos nie glo nie, kom sien. Kom sien. How many of us still wants a sign? Hoeveel van ons nog steeds 'n teken nie? Die Jesus sê baie hy sê baie maklik, hy sê die enigste teken jy sal kry. Wie was ou wat in die vis was? Jona. Hy sê dis die teken. Daar's nie meer tekens nie. Tyd van tekens verby. Dis tyd vir geloof. Dis tyd vir geloof. Maar as Johannes 14 vers 1 gaan lees, want elke keer as daar 'n uitdaging kom, dan gee Jesus die antwoord. As daar 'n ding kom, as Jesus die remedie. As daar 'n ding kom, dan gee die Vader. Elke keer, hy het alles klaar. Hy sê, I got the whole wide world in my hand. Jy ken hy liedjie, nee. Johannes 14 vers 1 leer die Here ons. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Don't let your heart be troubled. Glo in God. Glo ook in my, sê Jesus. Kan ek julle reguit harde vraag vra? You don't have to answer. You will only answer to God. En ek sal hierdie by vra, al die dae wat die Here my spaar. Van die dag hy my kraak gevat het en my bene geruk het en gesê, go and preach. How you already saved? Is jy regtig gered? Is jy regtig gered? Nie vir my sê ja nie, ek weet nie. I know nothing, I'm sinning. Are you really saved? As jy die woord van die Here gaan lees, dan sê hy vir ons, in heaven will be no place for a thief, for a liar, for a whoremonger, vir iemand wat fornications. Daar is nie plek nie. Gaan lees dit self. Now who are these people? Many of these people, as mense wat sê, I have been saved. Many of them. Ek is gered. I have accepted Christ. Van maandag tot vrydag, maar nie Saterdag aand nie. Saterdag is my tyd, dis nie tyd. Ek lees 'n ding volgende oor sabbing. Weet jy wat sabbing? Dis 'n snaakse woord. Sabbing in Afrikaans beteken tuimel. Wat is tuimel? Dit val. Nou we begin met relationships. Cellphones. Ek sê gaan hier na 'n fast food lekker eetplek. Ek sê daar 'n man en vrou en hou ek hulle dop. Elkeen op sy selfoon. En die hele uur en 'n half wat ons daar gesit het, het hulle nie een keer met mekaar gepraat nie. They didn't speak one word, they both on their cell phones. The lady would walk outside, go take a smoky, come back and play this. That's sabbing. Met ander woorde, dit plaas 'n stres op jou verhouding. By jou huis. Aan die tafel is eetkamertafel. Selfone, voor die TV. Dis nou my family time. Sabbing. Maar ons sabbing Jesus. Ons kyk hom uit, physically uit die lewe uit. Maar ons vertrou hom. We say we walk by faith. Ons sê dit.
In die boek van Johannes, the book of John, the word believe, glo, 85 keer herhaal. 85 times. To believe. As 21 hoofstukke in Johannes. 85 times God repeats, believe, 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 believe. How do we believe? We believe by faith. Faith in who? Faith in Christ. Die net so gelees, Jesus sê, trust in God, also trust in me. Glo hom, maar glo my. Because I am the Son of God, I'm God the Son. I'm part of the Trinity, ek is deel van die drie-enige Godheid, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. To really believe in Christ, to really walk in faith, to really behoort ons lewens alles rondom hom te dra. Alles. Check yourself. Ek praat met myself. Ek weet nie hulle is so nie. Dit gaan oor jou. Maar die boodskap wat ek vir jou het is, do we really walk in faith? Do we really walk in faith? Ek gaan namens iemand vanoggend 'n getuienis doen. Julle ken hom, julle ken hom. Sy is nie hier so nie. Sy werk by 'n plek. Sy is 'n kontrakteur. Vir 4 jaar. Elke 6 maande dan sê hulle nee, kontrak gaan ons nie klaar maak. But God keeps on going. But in haar stans vir Jesus, en hoe sê haar lig skyn vir Jesus. Toe kom sy in 'n departement where there is no Jesus. Maar dis 'n groot werk, né? The closer you get to the front line, the harder the battle is. Dis ons logika. En hierdie mense het dit vaar nagemaak. Hierdie ou wat sy aan rapporteer, it is made their life terrible. En as hy my bel en sê, papa so, en sê, but God, jy hou vas aan Jesus. Vrydag, donderdag, toe roep die groot Makoloskop, en hulle stem ons die woord Makoloskop. Toe roep hy haar in en hy sê vir haar, jy skuif maandag, na die departement die daar wat jy wil hê. Sonder wat sy gevra het. Nou kom sy terug na kantoor. Now this guy who is a current senior, who made her life hell, called her in. En sê vir haar, dit het maar stop jy. Sy sê ja, nie jokkie. Die wat sê vir haar, die wat al jou hel gemaakt het. Die wat sê vir haar, your faith saved you. Jou geloof het jou gered, want hy wil van haar ontslaag geraak het. En ek het vir haar gesê vir 4 jaar lang, but God, die Here sal besluit. If you honor God, God will honor you back. Amen. Hy sal jou terugeer. Hy sal jou terugeer. Hy sal jou terugeer. Ek sê weer vir jou om in Jesus te glo en Jesus te vertrou, verg alles. Alles. Elke tree. Job sê, my linkervoet is vas aan sy voet. As hy links gaan ek saam. As hy regs gaan ek saam. Hy is voor my, is agter my, is langs my, is bo my, is onder my. I perceive him not, but I know he's there. That's faith. Dis Job. En jy sê julle wat vandag sit, wat voel soos Job. Jy weet nie regtig wat moet te doen nie. Ek weet, I can see, you can see what I can see. Ek wys jou. Ja, maar nou oor nie geen. Die Here sê ek wys jou. Jou planne is nie die Here se planne. I know the plans I have for you, God says. Maar daar die planne is to prosper. Om op 'n eagle se wings te vlieg. Gister ry ek verby, ons kom daar by die ander pad na Parys toe gaan, en ek sien hierdie karre staan, en daar's gazebo en bakkies, en toe sien ek die al, as al die shotguns, die sonneblomtyd, nee, en die ouens skiet die duiwe, en ek dink, what a waste, what a waste, maar die sunflowers, hulle is ryk, so die duif gaan uit, ook kry,
korrel en die korrels val en gereed te lekker. Maar millions of doves. Wow. En hulle skiet die duiwel. There can be no economical gain in that. Want as jy 1000 duifies het, females, and they breed about 3 to 4 times a year, dan het jy nou in die jaar 4000. Plus 1000, dis 5000. So dis 'n Jordan, dis 'n ding om te speel, en ek dink vir myself, what is the value of that? What would Jesus say? En nou skiet jy daai klomp duiwel en ek sien hoe val hulle. What do you do with it? You can't do it, want you cannot go into that area, want as jy daai sonneblom stamp, val die pad af. En dan is dit oor. Useless. Maar kan jy wil is nie vir nie so 'n probleem. But it's useless time spent. Do you walk by sight or by faith? Jy sal weet waar jy is. Hy wat in die Seun glo. Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het ewige lewe. He that believes in the Son has got eternal life. Wanneer glo ons? Glo ons die hele tyd? Do we believe all the time, or do we believe as it takes? The pressure, soos ons wil, vat ons. Nee, nou glo ons, maar net nou nie. Hoekom ek, Jesus? Wie het al gesê, hoekom ek? Jy slaan jou kar in bottel en daar staan jy papie en sê, Here, hoekom ek? Why do we question God? Kom het jy nie gekyk waar jy ry nie? Skuldig, ek. Of weer ek. The story of my life. All that rubbish. Do we believe in him? Maar hy, wat in die Seun ongehoorsaam is. Vers, John 3:36. Hy wat in die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Sal die lewe nie sien nie. Wie van julle voel so pike volgend? Jy sien my, jy sien niks. Al wat jy sien is die ding wat jou hierso in jou hart. As a man thinketh in his heart, soos jy in jou hart dink, so is jy. Maar lees wat sy Spreuke. Soos jy in jou hart is, so dink jy. En so is jy. Waarvan die beker vol is, die mond vol is, loop by oor. Jy sien waar kom die spreekwoorde vandaan. Hier is nie 'n speelpark nie, ons het net 'n lekker gelag. Maar as ons voor Jesus gaan staan, want ons gaan voor hom staan. There's coming a day. Hy sê elke knie sal buig en elke tong sal confess that Jesus is Christ. He is God. He is the Messiah. Dit gaan so wees, man. Ek gee nou nie om wat jy te sê nie. That is true. Because he is true. Bless you. Sal die lewe nie sien nie. Maar jy gaan iets sien. Maar die toorn van God bly op hom. Wat beteken dit? Het jy al mooi gaan dink wat beteken dit? The wrath of God remains on you. Dit bly op jou. Weet jy wat beteken dit? For all men are sinners. Almal is sonde. En ons het sonde ontvang. Die sonde het gekom deur die eerste Adam. So ons is klaar geoordeel, man. Ons is klaar geoordeel. Ons het nou tyd. We have time to fix it. Ons het tyd om dit reg te maak. Nog 'n bietjie sonde? Wie wat sê Salomo? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie handjies vou, om lekker uit te rus. Dink jy dit is 'n spreekwoord of vers in die Bybel vir nonsens? Kom ons doen nog 'n bietjie sonde. Kom ons gaan nog 'n bietjie aan. Ons sal net nou uitgerus wees. Verstaan ek en jy die realiteit van hierdie saak? Verstaan ek en jy? Do we understand the sacrifice of Christ? Jy moet regtig. Kyk, sy siel is opgeblaas in hom. Sy siel is opgeblaas in hom. Wat beteken dit? Sy eie ek is so groot. Habakuk 2 vers 4. Sy siel is opgeblaas.
ek het dit reggekry, ek het dit reggekry. En nie reg nie, maar die regverdige deur sy geloof sal lewe, sê die Here. Ek kan niks doen nie, man, wat Christ, vers sê vir ons, ek is in staat tot alles deur Jesus Christus, dis al. Hoe mooi is hierdie? Ek wil jy moet 'n bietjie gaan dink. Hebreërs 12 vers 1 sê die Here vir ons hoe mooi. Hy sê, daarom dan, terwyl ons 'n groot wolk van getuienis rondom ons het. 'n Groot wolk van getuienis. Wie van julle was al siek gewees en die Here het jou gesond gemaak? Is iemand? Amen. Wie van julle was al seer gekry? Got injured and God healed. Daar's niemand wat kan sê die Here het nog nie iets in my lewe gedoen nie. Die asem wat jy nou haal is genade. So rondom ons het ons hierdie wolk van getuienis. Laat ons ook, hoor wat die Here mooi sê in Hebreërs 12 vers 1, hy sê, laat ons ook aflê elke las. Here, ek weet nie hoe gaan ons hier deurkom nie, maar jy weet. Hy sê vir my, hy maak 'n pad waar daar nie 'n pad is, hy maak 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Hy maak 'n weg. Dan sê hy, en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die sonde wat ons so maklik omring. Baie maklik. Dis baie maklik. Dis baie maklik om gesindheid te kry. Dis baie, ons praat vanoggend oor ietsie, ons praat oor ietsie waar ons almal al mee te doen gehad het. Ek vra vir die Here in die week. My week was so, kom ek sê vir jou, ek ry van hier af, Rustenburg. Ek werk daar, ek slaap daar, ek werk weer nog, ek ry terug. Kom die huis, ek klim in die bakkie, ons gaan haal die hond in Randfontein, ek kom terug, ek klim in die ander bakkie, ek ry in Bloemfontein. Ek werk 2 dae, kom terug. Ek was omtrent in al die provinsies behalwe die Kaap. Dit was my lewe, hierdie week. En daai hele journey, dis ek, nou nie wat te doen met ek nie, het ek 'n keuse, hoe ek my lewe gaan lewe. Ek het 'n keuse, my keuse is, ek sit my radio aan, and I listen to the worldly music, and the news that is telling me the world is busy to destruct itself, en ek weet dit, or I listen to the word of God. Wat was my keuse? As jy my nie glo nie, ek vra om het weer, dan check in my kar, wat is in die stiek geplak? King James. Luister na die woord van die Here, en hy inspireer my, en I hear things that I have forgotten, wat ek vergeet het. I work in 1 year, I work through this Bible, King James, 7 times. En goed wat ek vergeet het, kry ek kans in 'n reënbuistorm op die Indian Highway, waar die Here vir my sê, hoor jy, son of man, hoor jy. Oh, monger cannot go to heaven. A thief cannot go to heaven. Adulteress cannot go to heaven. A fornicator cannot go to heaven. He that lies and cheats and steals cannot go to heaven. Waar wil jy gaan? Wil jy bly? Bly man. Jy gaan nie bly nie. God is going to heaven, going to hell. Daar is sy bestemming. Dis my choice. Ek kan al op sit sakkie, die kinders is die luister, hard, alleen in my kar. No, I want Jesus to be my passenger. I want Jesus to drive the car. Dis my keuse. Wat is jou keuse? Ek kom daar by Kroonstad, hierdie kant, dit reën so, en die sprei op hy pad, jy kan nie sien, hy, Jesus. Ek sê, man, sê wat jy wil. Ek sê, Jesus, I cannot drive this vehicle. Gaan deur hy sproei, deur hy alles. Deur. Toe ek weer sien, toe kom ek hier
die afdraai Parys. 74 kilos reën met aan mekaar, net storm. God is in control of that steering wheel. Have to walk by faith. Hoe gaan het volgende keer? Of wanneer die lewe ons druk, dan roep ek vir Johnny nader. Sê Johnny, kom walk 'n bietjie hierdie kant. Julle ken hom, nee? Sien julle smaak? Ja. Of ek roep vir Benny. Dat is baie name wat ons kan gebruik. Dan roep ek hom, liefste, want vir die oomblik van nou, help dit. Miskien. Is net nog 'n stryk van Satan om jou dieper in te trek. Dieper in te trek. Dink julle, the agony of Christ. Dink julle die agony of Christ was 'n grap? He who had no sin, he who is holy, became sin. Dink jy is 'n grap? En dan ek en jy 'n uitdaging op die aarde. En dan sê hy vir ons, walk by faith, come follow me, en ek sal jou deurdra, en then we shun that. Ons stamp die Heilige Gees weg. En ons reik ons hart uit na die wêreld. Johannes 5 vers 19. Ons weet, we know, ons weet. Weet iemand iets? Ons weet dat ons uit God is. Hoe weet ons dit? Want hy sê vir ons, toe hy mens gemaak het, het hy sy lewende asem in die ingeblaas. En die hele wêreld in die mag van die bose lê. Hoe weet ons dit? Because God cursed this earth after sin. Adam en Eva het gesê, vervloek is hierdie aarde. Maar ons weet ook, in 1 Johannes 5 vers 20, weet ons ook, en ons weet, dat die Seun van God gekom het. En ons verstand gegee het. En vir ons, he gave us something here. Om die waaragtige te ken. Die waaragtige. En ons. Die waaragtige ken. Jesus Christus. Hy is die waaragtige. En die ewige. Ek vra jou vanoggend, die jy wakker skrik en jy voel nie lekker nie. Want jy is vanoggend nie lekker gevoel. Waar het jy geloop? Waar het jy altijd? Gistermiddag toe jy en jou man argument gehad het, waar het jy toe gegaan? Misschien jy Vrydag gehad. Maybe you had an argument with somebody on Thursday. Maybe something didn't work out the way you wanted to. Waar het jy gegaan? Misschien het jou planne nie uitgewerk nie. Soos jy gedink het. Ek sien jou plan nie, man. Here het al 'n plan. Waar het jy uitgewerk? As jy nog in jou oë oopmaak, nog nie van nou wat ek vir jou. As jy jou hand so uitsteek, het jy gesê, good morning God? Of het jy Pieter Stanners het gevat? Ek weet nie. Ek was nooit 'n roeker nie. Ek wil sak hy man sy kop. You know what? He's got you. Jy is hy pike. Jy sien nie verder nie. Jy kan eers verder gaan as jy daardie het. Sien ek nie. Dit wat ek vir jou sê, sien ek nie. Toe jy wakker word vanoggend, toe worry jy oor, want daar is 'n Losbergweg gebeur, daar in die Hoofstraat. Jy worry, ek weet. Miskien moet ons sê, thank you God. Thank you God. Wat U in my lewe doen. So, dankie vir wat U gaan doen. Dankie vir wat U gaan doen. Jou planne is nie sy planne. God is 'n familieman. He's a family man. He's a family man. Toe Abraham, nou weet jy nie van dit, dis reg.
pak op. En jy go there, en jy gaan, en jy vat die lang pad, nie die kort pad nie. Jy het Abraham, nog nie van hom, but I gotta tell you this. Die Abraham didn't leave his wife and his animals en alles hier agter, en dit alleen met 'n stok, en wie van julle het julle laaitjies was dit vir jou ma, as die ma gaan wegloop, okay. Wat ek my ma se beesbestok, kyk nog pak met die beesbestok gebring het. Dan vat ek 'n lappietjie, stuk 'n tamatie, so moet jy dit, dit tamatie, Nou nog van tomaties. en ek put die tomatie in 'n klaf en 'n rou aardappel. Dis 4,5, dis 5 toe gaan ek skool. Ek het daarvoor gaan wegloop. Nee. En ek ben net so vas, want ek het iewers 'n prentjie gesien van 'n beertjie wat met 'n stok loop met 'n sakkie. My ma sê vir my, "Where are you going?" Ek sê, "Gaan wegloop. Moenie skool toe gaan nie. Karretjie speel." Toe maak my ma die sakkie oop, sit sy vir my karretjie in. Maak sy toe. Dis trek. Daar gaan jy. Daar gaan jy. Dan loop ek tot by die hek, dan Pretoria Noord gebly. Kyk ek so na die huis. Dan kyk ek so in die sandloop en al my karretjies daar op die sandloop lê, want my pa het my daar 'n hele vrag, 'n 4 sand waar ek kan speel op my sand. Ek het een karretjie in 'n aardappel en tamatie. En ek dink aan my ma, en ek dink aan die kos. Dan loop ek saggies terug. Gaan ek in my kamer is. Wat my ma het gebeur. Seker so 'n uur later, en toe wat sê jy bly nie meer nie. Jy moet weggeloop. Sometimes we feel like that. Ek gaan net wegloop. Here, laat die aarde net oopmaak en my insluk. Dit is dan 5. Dis nie geloof. Kom ek terug gaan huis toe. Want ek geglo my maag moet kyk. Ek geglo my maag gaan verstaan. She can understand. It is just an emotional crash wat ek gehad het. Want ek wou nie skool toe gaan nie. Ek het toe besluit ek gaan nie skool toe. Speel. Nie vir julle vanoggend. Look you guys this morning. Gistermiddag. Maandag. Saterdag. Jy is besig. You're busy doing something. And did not turn out as you wish. Dit is sê, ek gee op. I'm not going to try anymore. Hier is die antwoord. Wat as Jesus opgee? What if Christ would have given up on us? If God the Father said he would go to save my people. And Jesus said, ek gaan nie. Nee, ek nie. I'm not going to go on the cross. Ek gaan nie. Holy Spirit sê, ek gaan nie. Ek gaan nie. They're full of sin. They're full of sin. I'm not going to become sin for them. Ek gaan nie sonde word nie. Vir wat? I'm God's son. But he so loves the world that he gave his only begotten Son for those who believe shall not perish, but shall have everlasting life. Ken julle daai enetjie? Hoe vergeet ons dit? Hoe vergeet ons dit? Ek gaan jou uitnooi na die nagmaal toe. Die nagmaal is daar. Ek gaan jou uitnooi na die nagmaal toe. Maar jy gaan op jou eie tyd. Gaan nie aan jou. Maar hier is van ons. Hier is van ons wat vanoggend. That need today, because tomorrow might be too late. That need today. Not now. Nog ja, as dit nou, hoe laat is dit nou? Kan nie mooi sien nie. Voor op ons lewe. Sal my dit. Nou. To make a choice. I'm going to walk by faith. I'm going to trust God the Son. I'm going to trust the Holy One. Ek gaan hom vertrou met my lewe. Ek gaan laat hy my besluit neem. Ek gaan laat hy my voete neem. I'm going to allow him to set my life in. Maar dit waarmee jy besig is, mag dalk nie wees. It might not be what God wants. Is dat 'n gedagte vir jou? Ek het laasweek gepraat, ek het gou aan te gaan op laasweek. Ek het met die manne hier gepraat.
Dat wat ek gesê het. As 'n man 'n girl eye, en jy like hom, dan trou jy hom. So as jy 'n tweedehandse kar wat jy vat vir 'n testdrive nie, het jy by. En jy daarom oor nie van nou nie, dan is it fine. Because that is true. Dan kort jy die persoon. En dieselfde vir dames. Jy vang nie vir jou man op internet nie. Jy bid vir 'n man wat die Here volg. Because you got to be the head of the home. Hy moet die hoof van die huis wees. Hy moet die woord van God daarop vestig en dit preek en dit deurvat in liefde. Die Here Jesus sê jy moet jou vrou lief hê soos hy die gemeente lief het. Ek het dit laasweek gesê, hoop jy dit gehoor. Sag dit. Dis waar. Dis waar. Dis waar. Dis waar. Die Here Jesus praat en sê in Matteus 26 vers 26 sê dit terwyl hy eet neem hy Jesus die brood. Jesus neem die brood. En ek verwonder my altyd dat hy dink die brood neem die brood. How amazing is that? En nadat hy gedank het, breek hy dit, hy takes the bread en hy sê thanks Lord en hy breek dit en hy gee dit aan sy disippels en sê neem, eet, dit is my liggaam. Dis die ding wat ons moet versadig maak. Daai, die brood moet ons versadig. Nie die geld nie, nie ons behoefte nie, nie ons depressie nie, nie ons hart nie, maar die brood. Ek het die week terug met julle gepraat, julle weet van oor daai storie. Ek het vir 4 dae het ek gebid by die Here, Here, vergewe my vir sin wat in my hart opgekom het, was nie van die Here nie. Ek het 4 dae voor die Here gekniel, sodat hy met my kan werk. Otherwise, the me in me is not okay. 4 dae. En hy work with me. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed vir wat? Van die Nuwe Testament. Daar is 'n nuwe. Hoeveel julle daar nog maar gebruik? Almal van julle. Ons gaan dit nou weer doen. En hier we do it every week. Jy kan, hy sê, doen dit so gereeld, maar doen dit op 'n eerbare wyse. Do it as often. Maar moenie meer dit spot nie. Dis jy volgende weet. Want jy weet, nie mis jy weet nie. Jy is besig met 'n ding. Met 'n geit in jou hart. With something in your character that is not of God. Then now is the time. No, to deal with it. Deal with it now. In die Bible, hierdie woord, there's a word, ikabod. You know what ikabod means? Afrikaans sê tot hier toe in die verder. Nou is het klaar. Nou is het klaar. Wat het Jesus aan die kruis gesê? Het is volbring. He paid the price. And we, the human, we make a mockery of his sacrifice. Dan gaan jy uitnooi volgend. Kom op jou eie tyd. Gaan nie vir jou agter jou agtergrond nie. Gaan daar, vat veel glasie. Vat veel broodjie. Jy kan met jou familie saam gaan. Jy kan alleen gaan. Jy kan daar buite gaan staan. Maar ek bid jou. Gaan jy nie so wat gesmeek nie. Maar ek bid jou. Praat met die Here. Ek bid jou. I pray that you will say, Lord, I cannot do this anymore. Help me. But whatever it is, kom help jezelf. Ek gaan nie vir jou dit agter jou maak nie. Dis jou saak met die Here. Miskien moet jy jouself vergewe omdat jy die Here aangekla het oor iets in jou lewe. God allow things. Hy maak nie foute nie. Dis nie 'n grapie nie. Maar weet jy wat? Do it properly. Want alles is in jou lewe. Want ek het iets in my lewe.
En dit gaan bly kom, dit gaan bly aan, die duiwel gaan nie bly aanval, maar as jy die bloed van die lam, vir die remittance of sinners, as jy 'n broodjie gevat het, jy kan hier sit, praat met jou mense, moenie gaan preek nie, but if you want to go to somebody and just say, ek dink aan jou, ek dink aan die man wat, Jesus sê, jy is siek, en God will touch you, raak hom aan jou, hier is die genees, op jou eie tyd, daar is nie nou moet jy dit en wie dat nie, lees gemakkelijk, in jou teenwoordigheid van die gesin, lees self, op jou eie tyd, gaan jy aan, maar gaan jy aan, praat met die Here, talk to him, he's God, he is the bread of life. As jy Matteus 26 vers 29 lees, is mooi, wat sê Jesus? Hy sê, maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit van hierdie vrug van die wynstok drink nie. Hoe mooi dit, hoe mooi is hierdie. Tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nie sal drink. Mooi is dit. Jesus sê, ek gaan dit nie weer doen, hierdie is nou die laaste. Maar daar kom 'n dag, wanneer ek dit nie saam met jou gaan drink in die koninkryk. Is daar iemand wat uitsien nodig? Is there somebody that wants to say, Jesus, I want to be there? Die dag as Jesus weer die brood breek. I want to be there. Ek draai. Maybe is my draai not good enough, maar ek draai. Nie in die koninkryk, saam met hom. En hy wat? In die koninkryk, there will be no Judas. Because holy, 3 times holy, is hy. 3 maal heilig. 3 maal heilig. Baie vir ons hier so sê, so mooi. Gaan dit nie saam met jou doen. Die einde van tyd. En raai wat so opwindend van die saak is. As ons die grape maak, ek sê al net of as ons die grape maak, you make the grape, that will be the start of life. Het gaan die begin van lewe wees. There will be no more illness, there will be no more sick, there will be no more, daar sal niks aan, everything, where the glory of God will be the light. Daar gaan nie meer 'n son en 'n maan wees. Die heerlikheid van God gaan die lig wees. Baie van goud. Wow, wat 'n promise. En al wat hy vir ons volg. Dis Jesus. Jy is op dit. Kom ons lê die woord met ons. Here, He can, you know every heart in this world. He can elke hart, you know every heart. Each person, Lord, you say that 2 or more your name, you are there. Your spirit, Hy is hier, hè? En Here, U sien elke een se oude koers. Some of us got a dilemma. Some of us got a small thing. Some of us got a big thing. Vir ons is alles goed, Here, maar vir U is die storm soos 'n sandkorrel in die see. Dis
ons geloof wat ons in die steek maak. Mag dit wees. Mag dit so wees, Here, dat U wil sal geskied in elke lewe. Ons bid dit so maklik. Ons bid so maklik die gebed van ons Vader, that Thy will be done. Wow. And when Thy will is done, we are not happy. Mag dit wees, Here. Here, U weet elkeen se hart. As iemand is vanoggend, Here, wat kom te sê, Here, sien my raak, Here, raak my aan, I can no more. Die begin van alles is om te sê, ek erken. I declare. That's the starting point. I declare. Here, ek kan nie meer die goed vat nie. Here, ek kan nie meer vasloop nie. Here, ek kan nie hierdie ding los nie. Here, ek kan nie meer gewoontes. Ek kan drop this habit. Here, you are enough. Openbaar Uself soos in U hart is, Here. In Jesus naam. Amen. Kom julle die seën van die Here, dan gaan jy in vrede. Ons bid vir vrede, ons bid vir vrede vir die wêreld. Wat jy wil in jou peace. As Jesus sê, hy sê, mag ons gee vrede, maar jy wil in jou peace. Because He is the Prince of Peace. Openbaring 1. Openbaring 1 vers 5. Van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het, in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters, vir sy God en Vader, aan hom die